Ek lees nou uit Openbaring hoofstuk 1 en dan ook enkele grepe uit hoofstuk 2 en 3. Ons gaan met een boodskap die kern van hierdie 3 hoofstukke vanmôre probeer saamvat as 'n begin van hierdie nuwe reeks oor Openbaring 1 tot 19. Ek wil tog vir u aanmoedig om altyd die Bybel saam te bring na die erediens. Deesdae lees ons ook op ander plekke, maar of dit nou 'n selfoon of wat dit is, maar ons moet saam lees. Dit is baie belangrik. Ons lees by Openbaring 1, ek het beloof, ek gaan nie al 3 hoofstukke, elke vers lees nie, ek gaan net grepe lees, maar ek het vir u gevra om dit te lees by die huis. Die wat dit gedoen het, is goed, en die wat dit nie gedoen het nie, is ook goed. Ons lees by vers 1 eers. Wat hier volg is deur Jesus Christus geopenbaar. God, dis die Vader, het die openbaring oor wat binnekort moet gebeur vir hom, dis vir Christus gegee, om aan sy dienaars bekend te maak. Jesus het toe sy engel gestuur om sy dienaar Johannes dit alles te laat sien. Johannes is die getuie, dis die apostel Johannes, is die getuie van wat God gesê en wat Jesus Christus bevestig het. Hy getuig van alles wat hy gesien het. Geseënd is die een wat die woorde van hierdie profesie, in die Griek staan daar, hardop lees. En die mense wat dit hoor, en wat dit ter harte neem, wat daarin geskrywe staan, want die eindtyd is naby. Van Johannes, aan die 7 gemeentes in die provinsie Asië, genade en vrede vir julle, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Uit liefde vir ons het hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos, en ons sy koninkryk gemaak, priesters vir God sy Vader. Aan hom behoort die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Kyk, hy kom met die wolke en al die mense sal hom sien, ook hulle wat hom deurboor het, en al die volke van die aarde sal oor hom in selfverwyd weeklaag. Ja, dit is seker. Ek is die Alfa en die Omega, sê die Here God, hy wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Ek, Johannes, is julle medegelowige, en deur ons verbondenheid met Jesus, het ek saam met julle deel aan die verdrukking, en aan die koninkryk, en aan die volharding. Ek was op die eiland Patmos, waarheen ek verban was, omdat ek die woord van God en die getuienis van Jesus verkondig het. Op die dag van die Here is ek deur die Gees meegevoer. Dis die Sondag natuurlik. En ek het agter my so hard soos die geluid van 'n trompet 'n stem hoor sê: skrywe op wat jy sien in 'n boek en stuur dit vir die 7 gemeentes. En hier is hulle name: Efese, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Ek het omgedraai om te sien wie dit is wat met my praat. En toe ek omgedraai het, het ek 7 goue staanlampe gesien, in die Grieks kandelare, en tussen die lampe iemand soos die seun van die mens. Hy het 'n lang kleed aangetree en 'n goue band om sy bors. Die hare op sy kop was wit soos wol, soos sneeu, en sy oë het soos vuur gevlam. Sy voete was soos geel koper wat in 'n smeltoond gloei, en sy stem soos die gedruis van groot watermassas. En sy regterhand het hy 7 sterre gehad, en 'n skerp swaard met 2 snykante het uit sy mond gekom. Sy hele voorkoms was soos die son wat op sy helderste skyn. Toe ek hom sien, het ek by sy voete neergeval en bly lê soos een wat dood is. Hy het toe met sy regterhand aan my gevat en gesê: moenie bang wees nie, dis ek, die eerste en die laaste, die lewende.
Ek was dood en kyk, ek lewe tot in alle ewigheid en ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Skryf nou op wat jy gesien het, wat nou daar is en wat hierna gaan gebeur. Dit is die verborgde betekenis van die 7 sterre wat jy in my regterhand gesien het. En van die 7 goue lampe, die 7 sterre, is die leraars van die 7 gemeentes. En die 7 lampe is die 7 gemeentes. En dan volg in hoofstuk 2 en 3 die 7 briewe. Tot aan die einde van hoofstuk 3 en van dit lees ons nou, soos wat ek vir u die verse gaan sê, van Efese lees ons verse, dis hoofstuk 2, verse 4 en 5. Maar ek het dit teen julle het my nie meer so lief soos in die begin nie. Dink daaraan hoe ver julle agteruit gegaan het. Bekeer julle en doen weer wat julle in die begin gedoen het. Anders, as julle nie bekeer nie, kom ek na julle toe en sal ek julle kandelaar, staan daar in die Grieks, van sy plek af verwyder. En dan Smyrna, vers 10. Moenie bang wees vir wat julle alles gaan ly nie. Kyk, die duiwel gaan party van julle in die tronk laat gooi, sodat julle in beproewing sal kom, en julle sal 10 dae lank swaar kry. Bly getrou tot die dood. En ek sal julle die lewe as kroon gee. En dan Pergamum, lees ons by vers 14. Ek het 'n paar dinge teen julle. Julle het mense daar wat die leer van Biliam aanhang. Hy het vir Balak geleer om die volk Israel van my afvallig te maak, sodat hulle afgodsoffers en geëet en onsedelikheid bedryf het. So is daar onder julle ook mense wat die leer van die Nikolaïte aanhang en dieselfde sondes doen. Bekeer julle, anders kom ek gou na julle toe en sal ek daardie mense bestry met die swaard van my mond. Thyatira, daar lees ons vers 20. Ek het dit teen julle, dat julle die vrou Isebel laat begaan. Sy doen haar as 'n profetes voor en leer en verlei my dienaars om onsedelikheid te bedryf en afgodsoffers te eet. Ek het haar kans gegee om haar te bekeer, maar sy wil haar nie van haar onsedelikheid bekeer nie. En dan gaan ons oor na hoofstuk 3 toe, en ons lees die boodskap aan Sardes, en daar lees ons net vers 4. Maar julle het daarom 'n paar mense daar in Sardes wat nie hulle klere besoedel het nie. En hulle sal dan altyd in wit klere by my wees, omdat hulle dit waardig is. En dan Philadelphia, die enigste gemeente wat nie 'n bestraffing en 'n waarskuwing ontvang nie. Die getroue gemeente, Philadelphia, vers 8. Ek weet alles wat julle doen. Kyk, ek het 'n deur voor julle oopgesluit en niemand kan dit weer toesluit nie. Ek weet dat julle min krag het en tog het julle aan my boodskap vasgehou en my nie verloon nie. En dan Laodicea, lees ons by vers 15. Ek weet alles wat julle doen, ek weet dat julle nie koud is nie en ook nie warm nie. As julle tog maar koud of warm was, maar nou omdat julle lou is en nie warm nie en ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. Julle sê, ons is ryk, skatryk, en ons het niks nodig nie. Maar julle weet nie. Dis my van die vreeslikste woorde hierdie in die hele Bybel, daai woorde, julle weet nie. Is my erg om te dink, ek kan iets oor myself dink en dan dink ek verkeerd, dan weet ek nie. Ek wil nie dit wees nie, asseblief. Julle weet nie dat julle ellendig en beklaanswaardig, arm, blind en kaal is nie. Daarom raai ek by julle aan om by my goud te koop wat deur vuur gelouter is, sodat julle ryk kan word, en koop wit klere dat julle kan aantrek en julle skande naakt en jou naaktheid nie gesien word nie. En koop oogsalf om aan julle oë te smeer, sodat julle kan sien. Ons lees net tot sover saam uit die onfeilbare woord van die Here. Volgende week as die Here wil, dan gaan ons hoofstukke 4 tot 7 behandel. Vir vanoggend dan hoofstuk 1 tot 3.
Die boek Openbaring handel wesenlik eintlik net oor een saak van begin tot einde. Net een saak. En dit is die geestelike stryd waarin die ware kerk van Christus haarself bevind. In die tydperk tussen Christus se eerste koms en sy wederkoms. En waarop die stryd gaan uitloop natuurlik. Dieselfde stryd was ook reeds in die Ou Testament aanwesig. Maar daar was dit uitgebeeld as baie meer van 'n fisiese stryd en fisiese konflikte en oorloë. En die rede daarvoor is omdat die Ou Testamentiese kerk in hoofsaak 'n etniese groepering van mense was. Maar sedert die uitstorting van die Heilige Gees bestaan die volk van God uit bekeerde mense en hulle kinders uit alle nasies, omvat die hele planeet en is in hoofsaak 'n geestelike koninkryk. Wat ook aangeval, teëgespreek en teëgegaan word, net soos wat Ou Testament Israel ook in voortdurende fisiese konflik was. Maar die Nuwe Testamentiese kerk en die Nuwe Testamentiese gelowige ervaar dit as 'n geestelike stryd, wat met geestelike wapens bestry moet word. Nou, Openbaring is deur God aan die vroegste kerk gegee, daar in Klein-Asië, om hulle te leer waarom hulle as verlosters in Christus soveel stryde het. Wat is die geestelike agtergrond hiervan? En hoe moet dit oorwin word? En wat is die wapens wat hulle moet gebruik? Wapens soos totale oorgawe en gebed en die woord en evangelisasie en 'n heilige lewe ensovoorts. Dis waarom die Here Openbaring gegee het, is om vir die vroegste kerk en vir die kerk oor al die eeue hierdie dinge te leer. En die vers in Openbaring, en dit het ek al tevore gesê by ons reeks, wat ons die vorige reeks gedoen het oor die 7de video, hoofstuk 20 tot 22, het ek dit reeds gesê, maar laat ek dit maar weer sê, mens kan dit nie genoeg sê nie. Die een vers in Openbaring wat die hele Openbaring se tema beskrywe is hoofstuk 17 vers 14. Daar staan: Satan en sy helpers sal teen die lam oorlog voer en die lam sal hulle oorwin, want hy is die Here van die Here en die koning van die konings en die wat saam met die lam is. Die geroep is, uitverkorenes en getrou is. Dis die hele storie. Daardie vers sê vir ons wat ek nou net vir u gesê het in die inleiding, dat Openbaring beskrywe hierdie oorlog wat elke kind van die Here wat werklik aan die Here behoort, aan sy of haar vel voel elke dag. Die hoofklem van Openbaring, vriende, is nie die wederkoms en nie die volëinding nie, hoewel dit bevat. Maar die hoofklem is die oorlog tussen Christus en sy kerk en almal en alles wat dit teenstaan. Wat is die oorlog? Hoe ontvou dit? Hoe gaan dit eindig? Die ewige triomf van Christus en sy ware kerk oor die vyand. Indien u vandag 'n oorgegewe, geesvervulde Christusgelowige is, wat regtig van die môre tot die aand ywer om vir die Here te lewe, dan sal u daardie triomf van Christus in die ewigheid smaak. U sal dit smaak.
Die verloste mense uitkoms is vasgebind aan Christus se oorwinning. Is dit nie goeie nuus nie? En die boek Openbaring beskryf daardie geestelike oorlog wat die kerk van al die eeue beleef. Dit leer vir ons, wie is die vyand nou eintlik? Wat behels die aanslag? Hoe moet die vyand beveg word? Hoe seker is sy ondergang? Watter bronne is tot beskikbaar van die gelowiges? Watter metodes moet aangewend word? Hoe seker is die oorwinning? Wat gaan die koms van Jesus uiteindelik meebring? Al daardie dinge. Openbaring boek beskrywe, dit is 'n openbaring word dit genoem, want dit openbaar iets. Wat openbaar dit? Wel, dit openbaar aan die toegewyde Christus gelowige mens en getroue gemeentes, openbaar dit wat om te verwag sal gebeur in die geestelike oorlog waarin die kinders van die Here gewikkel is, totdat die Here Jesus kom. En wat gaan gebeur wanneer die Here Jesus kom? As u waarlik 'n bekeerde mens is, dan het u alreeds deeglik kennis gemaak met die geestelike stryd wat Openbaring beskryf. Tafelberg gemeente as gemeente het baie deeglik in die onlangse paar jaar kennis gemaak met hierdie geestelike stryd. Ons het dit aan ons velle gevoel. Ons het die uitkoms gesien. Maar die individuele kind van die Here beleef dit ook. Openbaring is geskrywe om vir u en vir my duidelikheid te gee oor waarom sekere dinge is soos dit is, en waarom u deurgaan wat u deurgaan, en waarom u deurgegaan het wat u deurgegaan het, en dit uitspeel soos wat dit uitgespeel het. Maar uit onkunde is talle kinders van God heeltemal onkundig oor hierdie goed waaroor dit gaan. Omdat die meeste kinders van die Here sê, nee dankie, ek lees my Bybel tot voor Openbaring en daar stop ek. Wat 'n ramp. Die Here wou hê dat die vroegste Christelike kerk 3 dinge moes weet. Wat met hulle gebeur het, waarom dit met hulle gebeur het, en hoe hulle daarop moet reageer. En dit geld ook vir ons. Die boek Openbaring bied aan Christus gelowiges en gemeentes bemoediging. Dit bied troos, insig, vrede, wysheid, blydskap, toekomshoop, krag in stryd. En mag dit wees in die volgende klompie weke, Sondag 5 Sondae wat ons het behandel, dat dit so sal gebeur in ons gemeente ook. Dit is so wonderlik, byvoorbeeld om Christus se oorwinning te sien oor al my vyande, wat my fisiese en geestelike ondergang wil sien. 1 Johannes 3 vers 8 sê, Christus het verskyn om die werke van die duiwel te vernietig. Dis die doel waarom hy verskyn het, en dis wat Openbaring vir my leer. Die Here Jesus Christus het die werke van die duiwel vernietig, as ook die duiwel self en al sy helpers. Ons gaan binnekort, binne enkele Sondae gaan ons sien, dat daar 4 helpers is. Daar's die rooi draak, en hy het 4 helpers. En ons gaan hulle sien, ons gaan hulle leer ken die volgende paar weke. Dit word in Openbaring onthul. Maar as 'n mens sien hoe die Here Jesus die oorwinning nou reeds bewerk en uiteindelik ook gaan behaal, dan vervul dit jou as kind van die Here met hoop en met moed. Openbaring boek handel, broers en susters, dus oor die liggaam van Christus uit die nasies, die ware kerk van Christus, wat bestaan uit alle ware bekeerde mense met hulle kinders. Dis die ware kerk. Dis waaroor Openbaring gaan. Dit gaan oor die liggaam van Christus uit die nasies, wat binne in 'n Christuslose wêreldsisteem leef en funksioneer. En dit beskryf wat die ewige uiteinde van hierdie liggaam van Christus gaan wees, en wat hierdie geestelike oorlog is waarin die liggaam van Christus gewikkel is. Dit openbaar vir ons. Jy sien, dit moet geopenbaar word. Alles hoe gaan ek en jy dit weet? Dit moet gaan jou geopenbaar word.
Dis waaroor Openbaring gaan. Dit openbaar aan jou en my hoe dat die wêreldsisteem eintlik inpas binne die raamwerk van God se doel met sy kerk. Dis natuurlik nie die manier hoe die wêreld oor die geskiedenis dink nie vir die wêreld. Die wêreld fokus op rykdom, moondhede, oorloë, magsbeheptheid, politiek. Maar die boek Openbaring sê vir ons, nee, wow, julle het dit heeltemal verkeerd. Dit gaan alles eintlik oor die geskiedenis van die kerk en die raadsplan van God en hoe die wêreld daartoe in verhouding staan. Die wêreldsisteem se manier van dink en kyk word heeltemal op sy kop gedraai in Openbaring boek. Openbaring boek skets vir ons die uitspeel van die geskiedenis. Dis 'n toneel waarin Christus en sy kerk die middelpunt is en waar die wêreld eintlik net iets toevallig en iets bykomstig is. En dit wys vir ons hoe dat die wêreldsisteem en die draak, die Satan en sy helpers, die kerk aanval en teenstaan en voortdurende konflik met mekaar is en hoe dat die wêreldsisteem voluit in diens van die Satan is. En hoe die kerk oorwinnend kan lewe. Openbaring boek openbaar die verrassende feit dat God die Vader eintlik net geïnteresseerd is in die kerk as liggaam van Christus. God is min geïnteresseerd in die res. Hy's besig met siele wat moet inkom. Hy's besig met die eer van Christus. Alles anders is ondergeskik daaraan. Vanuit God se perspektief is die kerk van Christus, die bekeerde gelowiges en hulle kinders, van deurslaggewende belang en alles anders is sekondêr tot die saak in die toekoms van die bruid van Christus. Is dit nie absoluut fascinerend? En nou, die manier, die metode, hierdie is nou baie belangrik wat ek nou gaan sê, hoewel die eerste ook belangrik was. Die metode, hoe Openbaring boek al hierdie wat ek nou gesê het beskryf, is om die tydperk tussen Christus se eerste koms en sy wederkoms uit 7 hoeke en kante te belig. Dis hoe hy dit doen. Die hele tydperk tussen Christus se eerste koms en wederkoms staan bekend in die Bybel as die eindtyd, die laaste dae. Die tyd waarin God die Vader die mense en net hierdie mense wat hy voor die skepping reeds aan Christus as bruid gegee het, hoe hy hulle met wedergeboorte en bekering begiftig en die kerk sodoende gevorm word. Dis al waaroor hierdie 2000 jaar gaan wat nou al verby is. Sommige mense reken dat Openbaring boek 'n histories lineêre beskrywing is, met ander woorde net so een lyn verhaal is van veral die tyd net voor Jesus se wederkoms en eindoordeel, maar dit kan nie wees nie, want dit sou beteken dat daar dan 7 wederkomste en oordeele sal wees, want die volëinding word 7 keer minstens in Openbaring beskryf. Die beste manier om Openbaring boek te lees is om raak te sien dat die geskrif uit 7 skanderings bestaan, 7 siklusse. Ek noem dit video's of rolprente. 7 keer na mekaar word presies dieselfde saak beskrywe, maar elke keer met 'n ander tema en vanuit 'n ander gesigspunt. En elke video eindig met 'n verwysing na die volëinding, na die koms van Christus, na die oordeel, wat 'n aanduiding in die teks is vir die leser dat dit die einde van 'n bepaalde video is. Hier is die 7 siklusse. 1 tot 3, dis vanoggend. 4 tot 7, dis volgende week. 8 tot 11, dis die week daarna.
12 tot 14, 15 en 16, 17 tot 19. Daardie 6 behandel ons in hierdie 6 Sondae en die 7de ene het ons heel agterste voor om mee begin. Toe ons 20 en 22 tot 22 behandel het. So. Daar's 7 rolprente wat elke keer dieselfde toneel beskryf, dieselfde tydperk beskryf. Uit die oogpunt van wat ek in die inleiding gesê het. 'n Mens moet dus die inhoud van die 7 video's parallel langs mekaar plaas, soos ek op hierdie papier gedoen het. Daar is hy. 7 kolomme met 7, dis die 7 video's met die inhoud, en die inhoud is nog nie ingeskryf nie. Hulle moet langs mekaar geplaas word, parallel, om die geheelbeeld te kry en te sien wat eintlik regtig agter die skerms aan die gang is geestelik in die wêreld. Wat is die ware geestelike filosofie van die geskiedenis? Die ware geestelike filosofie van die geskiedenis is dat dit 'n geestelike oorlog is tussen Christus en sy kerk en die draak en sy helpers. Want die 7 video's speel gelyklopend af deur die geskiedenis. Terwyl die inhoud van video nommer 1 afspeel, hierdie ene, speel video 2, 3, 4, 5, 6, 7 ook gelyklopend af. Ons het reeds by die 7de video gesien, toe ons Openbaring 20 en 22 bestudeer het. Ons het onder begin. Vandag begin ons voor en bestudeer ons die eerste video 1 tot 3. Maar nou, die inhoud van die 7de video speel gelyklopend af met die inhoud van die eerste video. En die ander 5 in die geskiedenis. Met ander woorde, terwyl Satan gebind is, video 7. Terwyl Satan gebind is, sodat die ware kerk uit al die nasies gered en gevorm kan word, en martelare en ander gelowiges sterwe, hemelse trone word bestyg en ongereddes sterwe en gaan verlore. Die 7de video, ons het dit bestudeer. Terwyl dit aan die gang is, heers die verhoogde Here Jesus, video 1. En is hy tussen al die gemeentes teenwoordig en bestuur hy al die gemeentes met sy woord van sy mond en beweeg die gemeentes reg oor die aarde deur allerlei fases. Verstaan dit? Terwyl 7 afspeel, speel 1 af. Plus die res. Openbaring is dus nie net 'n boek oor die toekoms nie, want het u geweet dat slegs 35% van die inhoud van Openbaring handel oor die volëinding, net 35%. Dit is 'n boek vir die hele tydsdispensasie, wat by die opstanding en hemelvaart van Jesus begin het en by die wederkoms sal eindig. Die eerste 3 verse van hoofstuk 1 is 'n algemene inleiding tot die hele geskrif, net soos wat die geskrif ook 'n algemene slot het. In hoofstuk 22, 6 tot 11, 6 tot 21. U sal onthou dat toe ons dit behandel het, het ons nie daardie slot gelees nie. Ons het, sal u onthou, die laaste preek by vers 5 van 22 gestop. Ons het nie die algehele slot gelees nie. So daar's 'n inleiding en daar's 'n slot van die hele geskrif wat nie deel is van die 7 video's nie. Die eerste video sê ek nou daar is hoofstuk 1 tot 3, maar dit is streng gesproke eintlik hoofstuk 1 vers 4 tot 3 sy einde. Maar in daardie eerste 3 versies van hoofstuk 1, wat die algemene inleiding tot die boek is, word vir ons gewys dat die Openbaring geskrif nie Johannes se openbaring is nie, maar dat dit God die Vader was
wat die inhoud aan die Here Jesus Christus gegee het, en die Here Jesus Christus het dit weer deur middel van 'n engel aan Johannes met simbole gekommunikeer. Die Griekse werkwoord semaino beteken letterlik om te kommunikeer deur simbole. Simbolies visuele beelde, en al daardie beelde word in die Ou Testament verklaar. Ons vind in die boek Openbaring meer as 400 verwysings na die Ou Testament. Met ander woorde, daar's nie een van die simbole in Openbaring, nie een nie, wat nie in die Ou Testament verklaar word nie. En daarom weet ons wat al die simbole beteken. Ons het nie wêreldgebeure nodig, kontemporêre wêreldgebeure nodig, of goed in die geskiedenis nodig, om vir ons te help om Openbaring te verstaan nie. Ons het net die Bybel nodig om Openbaring te verstaan. Net soos wat ons net die Bybel nodig het om enige iets in die Bybel te verstaan. Al wat nodig is om die Bybel te verstaan is die Bybel self. Johannes die Apostel was op daai stadium op gevorderde leeftyd, rondom die ouderdom van 90, en hy was 'n banneling op die eiland van Patmos. Hy was verban as gevolg van sy onverskrokke trou aan die Here Jesus, en hy skrywe net neer wat die engel aan hom bekend maak, en dis die dinge wat gou moet begin gebeur, met ander woorde onmiddellik toe alreeds begin dit gebeur, en nie eendag nie, in die toekoms nie. Opvallend dat daar 'n spesiale seën toegesê word aan almal wat die Openbaring geskrif lees, wat dit hardop lees, sê vers 3 in die Grieks. Soos die voorgangers in die 7 gemeentes aan wie dit in die eerste plek gestuur was, hulle sou almal dit hardop lees in die erediens. As ook diegene wat daarna luister en daaraan gaan vashou. So ernstig en so gewigtig is die inhoud van hierdie geskrif vanuit God se perspektief. Met ander woorde, ons doen eintlik in hierdie dae, doen ons die regte ding in Tafelberg gemeente en ons het dit al tevore gedoen, jare gelede, om deur Openbaring boek te werk. Ons moenie pik, hier pik en daar pik en hier pik. Ons moet dit deurwerk. Ons moet dit hardop lees so Sondagoggende. Ons moet daarna luister en daaraan vashou. En dan by vers 4 begin die eerste van die 7 siklusse, die eerste van die video's. Eers met 'n groetewoord aan die spesifieke 7 gemeentes in Klein-Asië wat God verkies het om die briewe voor te stuur, en daarna eers 'n groetewoord en dan 'n beskrywing van die gesig wat Johannes van Christus gesien het, en dan kom die 7 briewe. En dis dit. Op daardie tydstip in die geskiedenis was daar 'n hele klomp gemeentes van Christus. Maar die Here kies spesifiek hierdie 7 uit en stuur vir elkeen 'n brief. Want tesame is die 7 gemeentes se toestande in hulle gemeentes 'n prentebeeld van die toestande van die kerk van al die eeue. En die Here God se aanprysing en sy aansporing en sy vermaaning en sy waarskuwings is tydloos. So die Here se briewe aan daardie 7 gemeentes is dis briewe aan al die gemeentes van al die tye. En tesame met elke brief het die 7 gemeentes ook toe die hele Openbaring geskrif ontvang. Met ander woorde, bodes, 'n bode het dit geneem met die brief en die hele Openbaring geskrif daarbey. Die groet waarmee Johannes begin is direk God die Vader se groet aan die gemeente. Dis nie Johannes se groet nie. Dis Johannes se groet nie. Dis die Vader se groet. Die drie-enige is self aan die woord. Die Vader wat is, wat was en wat kom beteken, hy omspan alle tye, wonderlik. Die Here Jesus, die getroue, die een wat eerste uit die dood opgestaan het, wat die heerser oor al die heersers is, die heerser is oor al die politieke magshebbers. As ook die Heilige Gees wat volmaak is en wat met die getal 7 beskrywe word. Want dit dui op volmaaktheid. In besonder die Here Jesus wat die gemeentes liefhet en wat hulle bevry het van hulle sondes deur sy bloed en hulle God se volk gemaak het
en wat weer gaan kom op die wolke, sodat elke mens hom sal sien. Ook diegene wat hom deurboor het in die verlore nasies en stamme sal oor hom rou in selfverwyd dat hulle ongered gebly het en nou in die hel gaan. Die apostel Johannes sien homself as 'n medebroer van die Christene in die gemeentes, en tesame deel hy en hulle almal saam deel in 3 dinge wat hulle gemeenskaplik in Jesus besit, naamlik verdrukking. Verdrukking is deel van die pakket wat jy in Christus besit, saam met alle kinders van die Here. Verdrukking en die koninkryk en geduldige uithou vermoë. Daai 3 goed, terwyl jy reeds deel het aan sy koninkryk, beleef jy ook soms verwerping en lyding van verlore mense en van die draak en sy helpers, omdat jy deel is van die koninkryk, maar bonatuurlik kom daar geduld en uithou vermoë na jou toe. Op 'n sekere Sondag, so kosbaar genoem die dag van die Here, dit wys hoe God die Sondag sien, het die Heilige Gees vir Johannes meegevoer, en het hy in 'n gesig die Here Jesus se stem hoor praat, en het hy 'n visioen van die verreëse verheerlikte heiland gesien. Hy het nie geweet hoe om dit te beskryf nie, hy beskryf dit maar stamelend. 'n Baie belangrike visioen, die sien daarvan het vir Johannes soos 'n dooie op die grond laat val. Maar die Here het sy regterhand op hom gesit en gesê, moenie bang wees nie, hoor hier, ek wil vir jou sê, ek was wel dood, maar kyk, ek lewe vir altyd, en ek hou die sleutels van die doodryk vas, en ek is vir altyd tussen die gemeentes, en ek hou die leraars in my regterhand. Johannes sien die Here Jesus in die middel van die 7 goue kandelaars, 'n simbool van die gemeentes. Dit wys vir ons op Christus se heerskappy, ja, maar ook op sy nabyheid aan die gemeente, die kerk van al die tye, in elke tydperk van die geskiedenis. Christus is in die middel van daai 7 gemeentes, nie op 'n afstand nie. En daai 7 gemeentes stel die hele kerk van al die eeue voor. Die getal 7 is belangrik want dit is 'n Bybelse simboliek wat op volheid en volledigheid dui. Hierdie gemeentes was werklik histories daar, maar hulle staan ook as verteenwoordigers van alle gemeentes van Christus reg deur die hele geskiedenis. Is dit nie wonderlik nie, vriende, dat wanneer die gordyn van die hemel aan die begin van Openbaring oopgetrek word, dan sien ons nie eerstens die oordeel nie, ons sien nie eerstens die draak nie, of die trone van die wêreld nie, maar ons sien Jesus Christus in die openingstoneel. In heerlikheid, majesteit en almag. Die boek begin nie met die chaos van die wêreld nie. Die boek begin met die koning van die heelal, want dit is die ware fondament. Nie net van Openbaring boek nie, maar van 'n mens se geestelike lewe. Nie vrees nie, aanbidding is die fondament. Jesus staan in die midde van sy kerk. Hy's nie ver nie, hy's nie afwesig nie, hy's nie 'n afgeleë koning nie, hy's 'n teenswoordige herder. En hy's bekleë met koninklike drag, maar ook met priesterlike drag, want hy is 'n priesterkoning, besig om sy volk te versorg. Kan nie verstaan nie saam met my. Wat moet 'n mens sê? Hoe heerlik. As Johannes so gesukkel het om te sê wat hy gesien het, hoe moet 'n prediker in die jaar 2025 nie sukkel nie? Maar Openbaring roep nie om sensasie nie. Openbaring roep ook nie vir spekulasie nie. Dit roep tot aanbidding. Sien hom, vrees hom, maar vrees hom nie as 'n vyand nie. Vrees hom as 'n Vader, as 'n Heer, as 'n getroue voorspraak, en lewe vandag in die lig van Openbaring dat Jesus is lewend, heersend en met sy kerk. Johannes sien Christus in al sy glorie,
Hy gebruik simboliese visuele beeldspraak. Hy sê, hy sien vir hom daar met oë soos vuur, voete soos brons, 'n stem soos watermassas, 'n swaard, nie letterlik kan dit mos nou nie wees nie, 'n swaard wat uit sy mond gaan. Hy sien nie vir Christus in die hemel nie, hy sien vir Christus in die kerk. Ons moet dit verstaan. In die kerk. En dan ontvang elkeen van daai 7 gekose gemeentes 'n brief van die Here Jesus. 'n Hemelse evaluering van hulle geestelike toestand. Elke brief volg 'n patroon. Christus stel homself voor en dan loof hy of hy waarsku en hy roep op tot volharding en bekering. En dit is van toepassing op die hele kerktyd. Ek het 'n groot fout gemaak. Ek moes ook vir u 'n skyfie gewys het wat 'n opsomming van die 7 gemeentes se boodskap is. Ek het 'n groot fout gemaak. Maar u kan dit, want ek gaan dit baie vinnig nou daardeur nou vir die volgende paar minute, maar u kan dit op die webblad kry by die geskrewe preek. Maar Efese is die kerk wat verkoel het. Efese is die gemeente wat reg en suiwer was in leer, maar koud in liefde. Daar was 'n tyd toe hulle vurig was, toe hulle meer lief was vir die Here, meer aan die brand was, maar hulle het afgekoel. Hulle het afgekoel. En daarom sê die Here vir hulle, as julle nie bekeer nie, en weer terugkeer na julle eerste liefde nie, gaan ek julle kandelaar verwyder. Dit beteken ek gaan die gemeente tot niet maak. En ons weet in die geskiedenis het die gemeente van Efese verdwyn. Die tweede is Smyrna, wat die vervolgde gemeente is. Smyrna staan vir die lydende kerk, met 'n lang y, wat in elke era vervolgdes en selfs martelare voortbring. En die Here sê vir hulle, hoor hier, ek het eerste gelei. Ek gaan vir julle deurdra. Volhard net, volhard, moenie moed opgee nie. Moenie moed opgee nie. Wees getrou tot die dood toe selfs. Ek sal vir julle deurdra, die kroon wag vir julle. Derdens is Pergamus, wat die kompromisgemeente is. Dis die gemeente wat wêreldgelykvormigheid toegelaat het. Wêreldsheid het ingekom. Waarheid is prysgegee en gekompromiteer. En die genade van die Here is gebruik as 'n lisensie vir sonde. En die Here sê, bekeer julle. Stop met dit. Of ek gaan julle teen julle oorlog voer. Met die swaard van my mond. Dis 'n verskriklike belangrike en 'n gevaarlike ding, vriende, om te doen wat Pergamus gedoen het en wat Thyatira gedoen het, die 4de gemeente, want hulle het weer valse profete en sonde verdra in hulle midde. Die Here sê, ek het dit teen julle, dat julle die vrou Isebel toegelaat het, dat julle haar getolereer het om te preek. Dat julle haar op julle kansel gelaat het. Dit verwys na kerke wat vals leer en immoraliteit akkommodeer en dit verdra onder die sogenaamde naam van sogenaamde liefde. Ware liefde doen nie dit nie. Ware liefde waarsku. Dit dissiplineer. Dit tolereer nie die verkeerde nie. En dan vyfdens is Sardes die dooie gemeente. Die dooie. Hy sê, jy het die naam dat jy lewe, maar jy is dood. Met ander woorde, 'n skynlewe.
maar geestelik dood. 'n Tipiese gevaar vir die kerk reg deur die eeue. Philadelphia in die 6de plek was die getroue gemeente. Die getroue gemeente. Philadelphia beteken broederliefde. Dis 'n gemeente wat klein was, wat min krag het, wat nie baie materiële middele gehad het nie, maar wat baie getrou was aan Christus. Wat altyd teenwoordig is in die kerkgeskiedenis. Hulle hoor net van die Here lof. Dis al wat hulle hoor. Hy sê, ek gaan julle bewaar, al wat julle moet doen, ouens, julle moet vashou wat julle het. Hou vas wat julle het. En dan natuurlik in die 7de plek, Laodicea, soos ons almal weet. Ek hoef dit nie vir u te sê nie, is die bekendste van die 7 briewe, is die louwarm kerk. Omdat jy louwarm is, sê hy, sal ek jou uit my mond spuug. Dit versimboliseer gemeentes van Christus wat in welsyn, welvaart en gemak weggly uit toewyding aan die Here. Wat so kenmerkend is ook in ons tyd. En elkeen van hierdie 7 briewe eindig met wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Miskien kan ek net weer, omdat ek nou nie dit 'n skyfie daarvan het nie, kan ek miskien net weer vinnig net weer die hoofpunte noem van hierdie 7 gemeentes en dan kan ons afsluit. Efese is die gemeente wat sy liefde verkoel het. Smyrna is die vervolgde gemeente. Pergamus is die kompromisgemeente. Thyatira is die tolererende gemeente. Hy verdra die valse profete en sonde. Sardis is die dooie gemeente. Philadelphia is die getroue gemeente. Laodicea die louwarm kerk. Die louwarm kerk. En so sien ons hulle deur die eeue, want dit is die eerste video. Wat vir ons wys die stryd van die kerk teen vals leer, Thyatira en Pergamus, die lyding van die kerk, Smyrna, die aanvegtinge tot toleransie en wêreldgelykvormigheid, en die aanmoediging om getrou te bly en te volhard, Philadelphia. Mens kan ook selfs in een gemeente al 7 hierdie kenmerke vind. Jy kan in een gemeente, ons praat nie hier van denominasies en goed nie, ons praat van gemeentes. Want die Here skryf hier vir gemeentes, plaaslike gemeentes. Jy kan in een gemeente, kan jy meer as een van hierdie kenmerke vind. En die oproep is so duidelik om te volhard, te bekeer en te oorwin. Ek het aan die begin gesê dat elkeen van die 7 video's eindig met 'n verwysing na die wederkoms en die volëinding. En dis ook hoe die eerste video eindig. Baie vaag, maar dan van die tweede video verder tot by die 7de baie duideliker. Maar die eerste video eindig met vers 21 van hoofstuk 3 waar die Here Jesus sê: aan hom wat oorwin sal ek gee om saam met my op my troon te sit. Soos ek ook oorwin het. En saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Dis by die hemelvaart. Maar dit speel volledig uit by die wederkoms natuurlik. Hier sê hy, daar's 'n definitiewe finale beloning vir gelowiges. Daar's 'n definitiewe finale beloning vir gelowiges. Naamlik om saam met Christus te regeer op sy troon. En daardie
volle heerskappyposisie sal volledig geopenbaar word wanneer Christus weer kom en die koninkryk in sy volheid gevestig word. Of om net anders te sê, die wederkoms en die volëinding impliseer vir die toegewyde Christusgelowige mens 'n troonsposisie van ewige oorwinning. God sê dit sal so wees. Omdat God sê dit sal so wees, daarom sal dit so wees. Maar dit maak nou alles die moeite werd. Dit maak dit die moeite werd vir my om teen sonde te stry, ten bloede toe, soos Hebreërs sê. Dit maak dit vir my die moeite werd om op te offer. Dit maak dit vir my die moeite werd om die draak en sy helpers te identifiseer, in die stryd teen hulle in oorwinning te veg. Dit maak alles die moeite werd om te weet waarheen ek op pad is. Ek kan net bid en vertrou en hoop dat daar niemand sal wees wat hierdie godswoord vanmôre gehoor het, wat uiteindelik buite sal bly nie. Maar dat die erns van die evangelie tot elkeen sal deurdring. Geen prediker kan dit laat deurdring nie. Ek probeer nie eers nie. Maar God kan. Amen. Kom ons bid net saam. O Here, U wat wandel tussen die 7 goue kandelaars. Laat elkeen tog hoor wat U sê. Wees getrou tot die dood toe, en ek sal jou die kroon van die lewe gee. Here, U wat so duidelik sê daar in hoofstuk 3, die oorwinnaar sal ek gee om saam met my op my troon te sit, vers 21. Deur eie krag is dit nie onmoontlik, is dit nie moontlik nie, en U sê ook nie dit is moontlik nie, want dit is nie moontlik nie. Maar deur U bloed en deur U gees, en ook deur U woord, want Here, U gebruik ook 'n erediens soos hierdie vanmôre om vir ons te versterk, om ons visie te gee, moed te gee, hoop te gee, maar om ook vir die onbekeerde te sê, ek staan by die deur van jou hart en ek klop. As jy my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na jou toe en saam met jou maaltyd hou, en jy met my. Here, ons dank U dat U vir ons so goed is, dat uit hierdie ganse stad U dit goed gedink het om ons groepie hier saam te roep vanmôre. Hoe goed is God. Amen.